Ons luister vanoggend na die Here se stem uit die profesie van Sefanja. Sefanja gaan ons saam lees hoofstuk 3, die eerste 8 verse. Dan gaan ons ook in die besonder fokus op vers 5 van Sefanja 3. En ons gaan voort met ons behandeling van ons belydenis, die Heidelbergse Katekismes, Sondag 4 ook. So ons gaan daaruit ook saam lees. Maar eers Sefanja 3 van vers 1 tot vers 8. Wee die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad. Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tugtiging aan nie, op die Here vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie. Sy vorste binne in hom is brullende leeu's, sy regters is aandwolwe, wat niks vir die môre oorlaat nie. Sy profete is ligsinnig, trouelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet. Die Here is regverdig binne in hom, hy doen geen onreg nie. Elke môre laat hy sy reg aan die lig kom. Dit ontbreek nooit nie, maar die kwaadoener ken geen skaamte nie. Ek het nasies uitgeroei, hulle hoekvestings is vernietig, hulle strate het ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie. Hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie. Ek het gesê, mag jy maar vrees, tugtiging aanneem, dan sou sy woonplek nie uitgeroei word nie plaasvind alles wat ek teen hom bestel het nie. Nogtans het hulle met ywer al hulle handelinge bederwe. Daarom verwag my, spreek die Here, op die dag wat ek my gereed maak vir die buit, want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn, want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. Ons lees tot sover uit die Here se woord en dan uit ons belydenis Sondag 4. Jy sal onthou, ons belydenis 'n groot vraag is, hoe kan ons getroos leef en sterf? En dan sê ons, maar daarvoor is nodig 3 stukke kennis van ons ellende, van ons verlossing en van hoe ons dankbaar kan wees vir ons verlossing. En Sondag 2 tot 4 handel dan oor die kennis van ons ellende. So vanoggend sluit ons dan af met daardie deel van die katekismes. Ons gaan saam luister, vraag 9. Doen God die mens dan nie onreg aan, as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen, maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Vraag 10. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Die antwoord nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit tydelik en ewig met 'n ewige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dan ons vraag in vraag 11, is God dan nie ook barmhartig nie? Hoor nou mooi hierdie antwoord wat dit eintlik duidelik maak dat ons nie God se regverdigheid teen sy barmhartigheid kan afspeel nie. Die antwoord, God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. Tot sover dan uit ons belydenis, vers 5 van Sefanja 3, gaan ons fokus wees, die Here is regverdig binne in hom, hy doen geen onreg nie, elke môre laat hy sy reg aan die lig kom, dit ontbreek nooit nie, maar die kwaadoener ken geen skaamte nie. Geliefde gemeente, God se regverdigheid, sy volkome regverdigheid is te gelykertyd 'n geweldige troos, maar ook 'n geweldige waarskuwing.
Gelowiges deur die eeue het verlang daarna dat Christus sal kom om te oordeel, regverdig te oordeel, dat God die boosheid op die aarde, dat hy daarmee sal afreken. Kinders van die Here het nog altyd 'n troos gevind in die verwagting van sy oordeel. Hoor byvoorbeeld Psalm 98 vers 7 tot 9. Laat die see brys en sy volheid, die wêreld en die wat daarin woon, laat die riviere in die hande klap, die berge tesame jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg. Die Here se regverdige oordeel gee vir die psalmdigter aanleiding tot lofprysing. Vir hom en vir ons is dit 'n positiewe verwagting. Maar nou sien ons ook telkens in die skrif dat die Here se oordeel as 'n waarskuwing voorgehou word. En die rede daarvoor het ons belydenis eintlik ook vir ons baie duidelik gemaak. God straf sonde. Hy straf alle sonde, want hy is immers regverdig. Ons sien dit by uitstek in die profesie van Sefanja. Ons skrifgedeelte leer ons van 'n geweldige, gewigtige saak. Ons hoor van die regverdige in ons midde. Sefanja tree op as profeet in Juda. As ons in die eerste hoofstuk van Sefanja lees, dan hoor ons, dit was in die dae van koning Josia. Dit was die laat 7de eeu voor Christus. En maak geen fout nie, broer en suster, Josia was 'n skitterende koning. Hy het as 'n klein seentjie koning geword oor Juda, en hy het die Here gevrees. Hy het gedoen wat reg is, wat goed is in die oë van die Here. Ons onthou as ons die koningsgeskiedenis lees, die slegte konings het die goeie konings afgewissel, en in daardie proses het die volk eeuwelang sporadies afgodery gepleeg, van die Here afvallig geword. Maar Josia kom en Josia vrees die Here. Hy doen moeite om reformatie in die ryk van Juda te initieer. Hy breek die afgodsaltare af. Hy doen moeite om die erediens te handhaaf soos God dit vir sy volk ingestel het. Maar ten spyte daarvan volhard die volk nog in 'n groot mate in hulle ontrou aan God. Hulle harte het nie die koning gevolg in sy toewyding aan die Here nie. Daarom tree Sefanja op as oordeelsprofeet. As ons sy profesie lees, dan hoor ons van voor tot agter van God se regverdige oordeel. Ons kan eintlik sê, sy profesie bou op die woorde van Moses in Eksodus 34 vers 6 tot 7. Daar hoor ons dat Moses verklaar: Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. God laat die sonde nooit ongestraf bly nie. Wanneer mense aan hom ongehoorsaam is, dan vind hy hulle sonde in die lewe van hulle kinders en hulle kleinkinders terug. Dit ontgaan hom nie. Die vloek van die sonde rus op die geslagte, tensy daar bekering is. Dit profeteer Sefanja. Sonde moet gestraf word. En wanneer ons dan na die begin van sy oordeelsprofesie lees, dan hoor ons sy aankondiging van God se oordeel begin by sy eie volk, by die volk van Juda. Dit begin by die kerk. En dis nie maar net iets wat in die Ou Testament gebeur het nie. In die Nuwe Testament, in 1 Petrus 4 vers 17 hoor ons, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Sefanja se oordeelsprofesie begin by Juda, begin by die huis van die Here. En dan kondig hy ook die Here se oordeel aan oor die omliggende volke, die heidenvolke. God ontsien ook nie hulle sondes nie. Maar dan kom hy in ons skrifgedeelte uiteindelik by Jerusalem se onreg. Jerusalem,
die sentrum van die Ou Testamentiese kerklike lewe. Dit is die opstandige, besoedelde en verdrukkende stad waarvan ons in ons skrifgedeelte hoor. Die stad se inwoners is opstandig, hulle wil nie vir die Here luister nie, hulle is besoedel, hulle is sedelik moreel, is hulle vuil, hulle doen vieslike dinge, hulle is verdrukkend. In die Ou Testament het verdrukking gewoonlik die betekenis dat hulle nie opkom vir die reg van die swakkes in hulle midde nie. Die weduwees, die weeskinders, die vreemdelinge word deur die inwoners van Jerusalem vertrap. En wat erger is, die Here tug hulle telkens in hulle omstandighede en hy vermaan hulle met sy woorde, maar hulle neem volgens ons skrifgedeelte nie tugtiging aan nie, hulle reageer nie op die Here se tug deur na hom toe terug te keer nie. Ons skrifgedeelte beskryf dit met die woorde, tot sy God kom dit nie nader nie. Die volk soek nie toenadering tot God nie, hulle soek hom nie op om hom te aanbid nie. Maar broer en suster, die ergste van alles wat daar in Jerusalem gebeur in hierdie tyd, is dat hierdie woorde van Sefanja die meeste van almal betrekking het op die amptdraers. Die Here noem hulle roofdiere wat die swakkes as prooi opvreet. Die profete lieg vir die volk, hulle moet die waarheid verkondig, maar hulle doen nie. Die priesters moet voorgaan in die erediens, hulle moet die volk leer oor die Here se wet, maar baie hard sê die Here vir hulle verkrag die wet. Hulle minag dit geheel en al. Nou, dit is verskriklik as die kerk op so 'n punt kom, as die amptdraers die voorbokke is in die sonde. My kort en die lank is egter, broer en suster, Jerusalem se onreg skreeu ten hemele. Alles wat daar binne gebeur roep om straf, dit roep om 'n heilige, regverdige vergelding. As ons al hierdie dinge hoor, dan besef ons, Sefanja kon net sowel vandag geprofeteer het. Ons het in die wêreld en in die land en onder ons eie volk nie 'n tekort aan valse profete nie. Ons het nie 'n tekort aan kerkleiers wat die wet van die Here verkrag nie, wat sommer leer dat die Here tevrede is met tugteloosheid en losbandigheid nie. Maar uiteindelik, broer en suster, wil ons skrifgedeelte ons nie net waarsku oor die onreg daar buite nie, maar juis oor die onreg in ons, die onreg binne in onsself, die onreg in ons midde. Want teenoor alle onreg is die Here as volkome regverdige in ons midde. Hoor weer die eerste deel van vers 5 in ons skrifgedeelte. Die Here is regverdig binne in hom, hy doen geen onreg nie. Die woord van die Here kom tot Jerusalem en verklaar dat hy as regverdige in hulle midde woon. En ons weet mos, die Here se tempel het dit vir hulle geteken. Dit gestaan as teken dat die Here naby sy volk is, dat hy as ware binne hulle is. Maar nou maak hy dit duidelik, selfs al is dit so, laat hy hom nie besmet met hulle onreg nie. Al is hy in hulle midde, hy daal nie tot op hulle vlak nie, hy bly woon onder hulle as die regverdige. Die feit dat hy as regverdige onder hulle woon, is oorspronklik bedoel as 'n troos. Maar as gevolg van die volk se volhardinge in ontrou, het hierdie feit nou vir hulle 'n waarskuwing geword. Die Here is regverdig in jou midde, ten spyte van jou sonde. En nou het die volk goeie rede om by die aanhoor van hierdie woorde te vrees. Die Here gaan nie sy regverdigheid aanpas of kompromiteer ter wille van die volk se onreg nie. By hom is daar geen skaduwee van omkering nie, leer ons in Jakobus. Hy verander nie, hy is volkome. Nou die woordjie wat hier met regverdig vertaal is vir ons baie belangrik. Dit wys na God se inherente karakter. Dit gaan oor wie hy ten diepste is. Daar is niks skeef of verdraai aan hom nie.
Sy openbaring na buite getuig duidelik dat hy volkome geregtigheid in homself besit. Hy doen niks verkeerd nie. Trouwens, hy kan nie. Reg en geregtigheid vloei uit hom voort. Hy stel die standaard, want hy is God en nie 'n mens nie. Wanneer hy homself ontplooi na wie hy is, wanneer hy optree, dan is hy volkome reg. Ons sing dit ook telkens in die woorde van Psalm 48 vers 11. Soos u naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe. U regterhand is vol geregtigheid. Die regterhand waarmee die Here handel, waarmee hy optree, vol geregtigheid. Maar die woord regverdig beteken in hierdie verband ook dat die Here sal doen wat hy gesê het hy sal doen. Sy verbondsseën sal geld as die volk in hom glo, maar sy verbondswraak sal geld as die volk hom in ongeloof verwerp. Die inwoners van Jerusalem sou dit later voel, net 'n paar jaar na hierdie gedeelte geskryf is, voel toe hulle in ballingskap weggevoer is, dat die Here bly by wat hy sê. Ons vader Adam het dit gevoel na die sondeval. God het gesê, die dag as julle eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, sal julle sekerlik sterf. En inderdaad, het die dood in sy totaliteit op die sondeval gevolg. Tot vandag toe kan ons getuig dat die Here aan hierdie dreigement getrou gebly het. Ons sien dood, ons sien ontbinding oral om ons. En ons weet, God is dan daarin volkome reg. Adam kon kies om nie teen God in opstand te kom nie, maar hy het nie. Hy het teen die koning van die heelal in opstand gekom. Hy het eintlik God se woord as 'n leuen beskou en daarom van die vrug geëet. Ons kan eintlik sê, broer en suster, God sou onregverdig wees om nie vir Adam te straf nie, om nie die mens te straf nie. As 'n regter nie vir 'n krimineel gee wat hy verdien nie, dan is hy mos onregverdig. God het vir die mens gegee wat hom regtens volgens die Here se verbondsbepalinge toekom. Dit het nog altyd gegeld vir sy seëninge en sy vervloekinge. Dit leer Paulus ook in 2 Timoteus 2 vers 13, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Hy kan nie teen sy eie woorde ingaan nie. Hy gaan geen kompromie aan met die sonde terwille van ons onreg nie. Hy is as regverdige onder ons in ons midde. Dit is skrikwekkend. Niks van die sonde wat ons doen verander iets aan sy karakter nie. Hy gee vir elke mens presies wat hulle volgens sy verbond toekom. En hy doen dit sonder uitsondering, altyd. Ons skrifgedeelte leer ons immers ook van die Here se volgehoue reg. Hoor weer die tweede deel van vers 5. Elke môre laat hy sy reg aan die lig kom. Dit ontbreek nooit nie. Maar die kwaadoener ken geen skaamte nie. Die Here laat sy reg deurlopend aan die lig kom, en dit beteken dat hy in alles wat hy doen sy regverdige standaard openbaar. In Sefanja se konteks het hy dit gedoen aan die hand van die tempel-erediens, die wyse waarop hy die daaglikse offer ingestel het, die wyse waarop hy die ganse tempeldiens ingestel het getuig van sy regverdige oordeel. Hy het die volk daardeur geleer van sy regverdige standaard. Dit is wat die woordjie reg in hierdie verband beteken, dis die regverdige standaard waar volgens die Here oordeel. Dit kom in die tempeldiens en by monde van die profete na vore vir die kerk in die Ou Testament. In Jerusalem was daar nooit 'n tekort aan onderwysing oor die Here se wette nie. Sy woorde was daar neergeskryf. Sy profete, sy ware profete het dit verkondig, hy het daarvoor gesorg. En tog hou die volk aan sondig sonder skaamte. God het selfs sy reg aan die lig laat kom deur ander volke as voorbeelde vir Jerusalem te oordeel. Ons hoor in vers 6 van ons skrifgedeelte,
Ek het nasies uitgerooi, hulle hoekvestings is vernietig, hulle strate het ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie. Hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie. Die volk het hierdie oordeele gesien, hulle het dit beleef. Nou broer en suster, selfs vandag nog is die slegte dinge wat oor volkere kom, die oorlog, die gerugte van oorlog vir ons altyd 'n waarskuwing dat die Here kom om regverdig te oordeel. Hy wys reeds daarin iets vir ons van sy oordeel. By die Ou-testamentiese kerk van God was daar ten spyte van hierdie onderwysing geen bekering nie. Hulle het nie tugtiging aangeneem nie en daarom gee die Here die geweldige vonnis in vers 8. Daarom verwag my, spreek die Here op die dag wat ek my gereed maak vir die buit, want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Die woorde is verskriklik. Die Here sê vir sy kerk in ons skrifgedeelte, verwag die volle hittegloed van God se geweldige toorn oor julle sonde. Moenie volhard in die sonde en durf om iets anders te verwag nie. Sonde bring dood voort, sonder uitsondering. Hoekom? Ons bely vanuit die skrif dat God die sonde nie ongestraf wil laat bly nie. Die sonde moet volgens die reg van God gestraf word met die tydelike en die ewige straf. Die tydelike straf, die pyn en lyding wat die mens reeds in hierdie lewe as gevolg van die sonde voel. Die ewige straf wat verwys na die bange Godverlatenheid in die hel. Jou broer en suster, God se reg sal aan die lig kom, dit sal nooit ontbreek nie, selfs tot in die hel. Geen enkele sonde laat hy ongestraf bly nie. Hy kompromiteer nooit sy regverdige standaard nie. As hy dit sou doen, dan sou hy deel in die sonde. En dit kan nie. Maar weet jy broer en suster, die geweldige troos. God het selfs terwille van sy eie seun nie sy standaard verander nie. Daarin het ons die mooiste bewys dat God regverdig is in die geweldige lyding van ons Here Jesus Christus. God het selfs nie sy kinders, ons vir wie hy lief is, se sonde maar net onder die mat ingevee nie. Hy het dit gestraf. Dit sou onregverdig wees as hy dit ongestraf sou laat bly. Hy het dit aan sy seun gestraf met die tydelike en die ewige straf. Die straf wat vir Jesus getref het daar aan die kruis was erg genoeg vir dit om te tel as ewige straf. Die ewige straf wat ons verdien. Jesus moes aan God se standaard voldoen in ons plek. Hy moes so God se reg aan die lig laat kom. En so regverdig en konsekwent is die Here dat hy sy seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons oorgegee het. Geen sonde ongestraf nie. Jou sonde is of gestraf aan Christus of dit gaan gestraf word aan jou. Dis die twee opsies. As jy vir Christus afwys, die rug op hom draai, dan is die straf vir jou sonde op jou. As jy in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees op sy werk aan die kruis vertrou, dan kan jy weet, jou sonde is aan hom gestraf. Sy dood was jou dood. Luister daarom as Christus die reg van God vir jou aan die lig laat kom. Luister wanneer hy dit doen van die kansel af, luister wanneer hy dit doen vanuit die skrif, vanuit sy Bybel. God maak die oordeel waar volgens sy optree in Christus aan ons bekend. Hy sal vir almal gee wat hulle regtens toekom. Of dit wat jou toekom vanweë jou sonde, of dit wat jou toekom vanweë die verdienste van Christus. Die geloof wat die Heilige Gees werk, maak die verskil. Elke mens sal God se reg vir ewig sien, of in die hemel waar Christus is, of in die hel, of in die nuwe Jerusalem, of in die verwoeste wêreldstad. Daarom, broer en suster, moet tog nooit lig dink van die sonde nie. Mens kan dalk dink,
ag, omdat ek die Here se kind is my sonde nie so erg nie. God sal mos verstaan. Maar as jy dalk in die versoeking kom om so te redeneer, dink aan die kruis. Dink aan Jesus se verskriklike lyding. Dink aan sy bange Godverlatenheid. Dink aan die bloeddruppels wat hy gesweet het, sy kruis tegemoet. Die seun van God aan 'n houtkruis verpletter deur die volle gewig van die Vader se toorn. Dit is hoe ernstig sonde is in die oë van die Here. So radikaal het die Here opgetree om sy liefde regverdiglik vir jou te kan gee. Wanneer mense lig dink van hulle sonde, dan begin hulle klein dink van God se regverdigheid. Dan begin hulle vra, maar hoe durf God sonde straf in die hel? Hoe is dit regverdig? God meet nie sonde aan sondaars se maatstaf vir regverdigheid nie. Dan sou hy sy hande met die sonde vuil gemaak het. Dan sou hy toegelaat het dat die sonde hom besmet. My skrif maak dit duidelik, God gee vir elke mens presies wat hom toekom, niks meer nie, niks minder nie. Soek daarom die genade van God wat ons in Christus toekom. Geliefde gemeente, geen sonde bly ongestraf nie. Omhels die reg van God wat hy in Christus aan die lig laat kom het. Dan is sy regverdigheid vir ons 'n heerlike troos. En die Heilige Gees wil dit tot heerlike troos vir die gelowiges gebruik. Hy wil ons leer dat God se reg ons in Christus ten gunste val. As ons dit glo, dan word ook die laaste verse van Sefanja se oordeelsprofesie vir ons vervul. Jubel, o dogter van Sion, juig o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem. Die Here het jou oordeele opgehef, jou vyand weggeveeg, die koning van Israel, die Here is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Amen.